Yeshua, vir ons as liggaam om af te sonder. En dit net so voor Pessach. Vader, ek bid dat U my mond sal aanraak met 'n vuurkoel en elke woord wat gespreek word uit die troonkamer. Abba, gisterand elke gesprek wat ek omtrent gehad het, was met mense wat deur 'n tyd van woestyntydperk gaan. En Vader, daar's hierdie gebrokenheid, daar's hierdie seer, daar's hierdie pyn in mense se harte, want hulle weet nie waartoe nie. Mense wat vir so lank nie werk het nie, en mense wat vir so lank alleen is weens die dood, en daar's net hierdie pyn, daar's hierdie pyn, mense aan die dood afgestaan het, en daar's hierdie vrae, en daar's hierdie bitterheid teenoor mense wat moord gepleeg het, en selfs as ons kyk na die oorloë en die dinge wat gebeur, dan is dit asof ons vasgevang is in 'n woestyn, en ons wil U nader. Ons wil vir U vra, asseblief Daddy, come have your way, come have your way. Kom spreek deur hierdie lippe van klei, net U woord, net U waarheid. Come have your way in this place. En Vader, ek bid vir elke persoon wat vanoggend ingeskakel het. Ek bid Vader dat U deur hierdie mond sal spreek, Vader, woorde uit die troonkamer. Want Vader, wanneer U die oogklappe laat afval, Vader, dan is dit, oh my word. Abba, ek het nie geweet nie. I didn't know. But your sovereignty, die soewereiniteit, die hand. Abba, dankie. Dankie dat ons so spesiaal is. Dankie dat U so bemoeienis maak met ons, Vader. En ek bid, Abba, asseblief, kom raak ons aan vanoggend. So voor Pessach, mag die oogskille afval, mag ons ore oopgaan, mag ons daardie uitroep uit die troonkamer hoor. Kom weg, my kind, kom saam met my, kom. Dankie vir U liefde, dankie vir U goedheid, Vader. U is 'n awesome God. Ek bid, Abba Vader, elke woord nou uit U troonkamer. En elke woord wat van Rolf af is, eie opinie, eie ding, mag my tong om my verhemel te vasplak, net U waarheid, ons pleit by U, net U waarheid. Ek bid dit alles in Yeshua Messias se naam, die seun van Jotewaweh. Amen, amen, amen. Ons het, vir die wat kyk en nie weet nie, maar ons het gisterand die groep Solo hier gehad, en kom bedien, en wat 'n belewenis om saam te worship. Solos van Israel, en ek gaan nou meer vertel van waar hulle is, maar hulle is van Israel en hulle het hier kom bedien, verskeie plekke in Suid-Afrika, en hulle laaste plek waar hulle bedien het, op die 8 April was hierso in Houtkruis. Ons is in Johannes die Doper, ons is besig om te kyk na Johannes die Doper, en die boodskap is jy in die woestyn, is jy tans in die woestyn, is dit moeilik vir jou in die woestyn, want Johannes die Doper was in die woestyn, en ons lees dit saam in Matteus 3, en hierdie is ons derde boodskap oor Johannes die Doper. Vorige keer het ons gekyk net hoekom hy Johannes die Doper genoem is, en dan het ons gekyk na hierdie profesie oor hom wat Elia is, en daar's so baie wat eintlik in so kort stukkie wat ons kan leer oor Johannes, maar daar's eintlik so baie. En wanneer Abba Vader, Spreuke 25 vers 2 sê, wanneer hy vir ons die wyl lig, wanneer hy vir ons die waarheid wys, die wat dit soek, dan kom leer hy vir ons hierdie geheimenisse in sy woord. En prys Abba, veral in hierdie seisoen, wie bepaal dat vandag op 9 April dat ons gaan kyk na Johannes die Doper in hierdie woestyn, op 'n plek waar Solo gisterand hier by ons gehoorship het bly. Is dit heel toevallig? Want toevallig staan nie in die woord nie. So kom ons lees, in Matteus 3 vers 1 tot 3 lees ons, in daardie dae het Johannes die Doper opgetree in die woestyn van Judea, gepreek en gesê, bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby gekom, want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is, toe hy gesê het, die stem van een wat roep in die woestyn,
berei die weg van Jotawawai, maak sy paaie reguit, die weg van Yeshua, die weg van die Messiah wat sou kom, maak sy paaie reguit. So ons weet Johannes die Doper was van die woestyn en het hierdie boodskap, hy het nie die boodskap gaan verkondig op die stadpleine van Jerusalem nie. Hy het nie gegaan en het gaan uitbulger uit op YouTube, op alle kanale nie. Hy was in die woestyn, vasgevang in die woestyn. Hy het nie gegaan en het gaan verkondig op rooftops nie. Nee, in die woestyn waar hy hierdie woord, hy was a voice in the desert. Hy was 'n stem in die woestyn. Om wat te doen? Om aan te kondig dat die Messias is op pad. Die seun van Jotawawai. Die woestyn van Judea het ons laas keer gesien is in die suidelike punt van die Jordaanrivier vallei en strek al die pad verby die Dooie See af tot daar by die vinger van die Rietsee, van die Rooi See, wat vandag bekend staan as die Golf van Akaba. So Johannes het sy hele lewe in die woestyn van Judea deurgebring en daar is iets baie simbolies hierin en spesifiek ook vir ons as 'n geestelike familie vir die liggaam van Yeshua. Veral in 'n tyd en spesifiek vir ons Houtkruisfamilie, want dit is in hierdie tyd wat ons hierdie woord bestudeer wat Vader 'n worship band stuur uit daardie selfde gebied om ons te kom bedien op ons voorstoep, by Houtkruis. Jy sien, Johannes het mense weggeroep van 'n wêreldstelsel af. Johannes het hulle weggeroep van skynheiligheid en van hulle fone en van hulle WhatsApps en van hulle YouTube en van al daai dinge. Hy het hulle weggeroep van hulle godsdienstigheid af, hierdie pligte wat hulle het. Hy het hulle weggeroep van valsheid en van hulle tempelaanbidding. Weg van al die leksheid na die verlate plek waar hulle kan begin fokus op die een. Waar hulle kan fokus op die dor eienskappe van hulle eie harte. En miskien is dit 'n plekkie waartoe Abba my en jou roep. Om miskien te sien, maar my kind, jy dalk so besig geraak in hierdie wêreld en so wisselvallig weens ongeloof en soveel opinies en dinge van hierdie wêreld, godsdienstigheid. Johannes het mense weggeroep van die geraas, weg van die ratreis van hierdie wêreld, weg van die invloede van die wêreld. En miskien is dit 'n boodskap wat Abba Vader het vir sy bruid in hierdie seisoen net voor Pessach, wat nou Vrydag aand begin. Hierdie mense moes wêreldstelsels verlaat, hulle moes die stad Jerusalem verlaat, hulle moes die tempel verlaat. En hulle moes gegaan het na die woestyn. Nou kyk, as ons praat van die woestyn, dan praat ons van 'n woestyntydperk, is 'n moeilike tydperk. Maar wat Vader leer ons in die woestyntydperk, is dit nie net 'n tydperk van oorlogvoering nie. Jy weet, want ons sê so maklik, in my woestyntydperk. Maar verstaan ons die woestyntydperk, wat dit beteken in ons lewens? Verstaan ons dat ons partykeer deur 'n woestyntydperk gaan in ons lewens en dan kyk ons net vas, want ek het nie geld nie, ek het nie werk nie, ek is eensaam en ek is verdor en ek is in hierdie situasie, maar verstaan ons, waartoe roep Abba ons in 'n woestyntydperk? Kan die hoogskille afval, kan die hoogskille vanoggend afval en kan ons vir Abba Vader vra, Vader, leer ons, why am I in this desert time? Hoekom is ek in hierdie tydperk? Wat is hy besig om vir my te sê? Die Griekse woord vir woestyn is eremos, wat beteken eensaam en verlate plek. En dit is hoe dit voel baie kere. Ons is vasgevang in 'n situasie waar ek so verlate voel, ek is so eensaam. Ek kan tussen duisende mense wees, maar ek is so eensaam. Die Hebreëse woord vir woestyn is die woordjie midbar. Jy sien, wanneer ons in 'n woestyntydperk in ons lewens is ons fokus om so vinnig as moontlik net uit hierdie situasie uit te kom.
Ek kan nie hierdie situasie mee hanteer nie, want ek sit al so lank sonder werk, ek sit so lank sonder 'n oplossing, ek weet nie waartoe om te gaan nie, ek is vasgevang in hierdie woestyn en I don't know where to go, en ek kan dit nie meer, ek kan dit net nie, ek raak gefrustreerd, ek is moedeloos en ek weet net nie meer wat om te doen nie. Ek wil alles in my vermoë doen om so vinnig as moontlik uit hierdie woestyntydperk uit te kom. Wanneer ons in 'n woestyntydperk is ons ingesteldheid dat die seisoen so vinnig as moontlik moet eindig. Dis wat ons ingesteldheid is. Ek is in hierdie seisoen. Ek het nie werk nie of ek is in hierdie eensame plekkie. Ek het nie geld nie. Ek het nie situasie nie. My verhouding is skeerbreuk. Ek is besig om deur moeilike dinge te gaan en ek weet nie dinge kan nou verander. Ek wens net Abba Vader kan dinge, want hy is 'n God van wonders. Hy kan 'n ding mos net so verander. Hoekom hou hy my so lank in hierdie woestyn? Hoekom is ek in hierdie woestyn? Ons weet die kinders van Israel was vir 40 jaar in die woestyn. Why? Hoekom? Yeshua was vir 40 dae en 40 nagte in die woestyn. Hoekom? Hoekom moes Yeshua in die woestyn gaan? Jy sien die 40 jaar in die woestyn wat die kinders van Israel daar spandeer het die kinders van Israel geleer dat Abba Vader is gewillig en in staat om in al ons behoeftes te voorsien. Dink daaroor. Dalk is jy nie nou, of dalk is jy in 'n woestyntydperk nou, maar het Abba Vader jou al ooit honger gaan laat slaap? Hy is so gewillig en so in staat om in al my en jou behoeftes te voorsien, al is ek en jy in die woestyn. Maar wat ons kry in die woestyn is ook die vyand wat ons aanval. Die vyand versoek ons in die woestyn. Jy sien, die kinders van Israel het in hulle 40 jaar in die woestyn geleer om al hulle vrese en tekens van haat wat hulle gehad het en bitterheid. Omdat hulle het gesit met geweldige trauma, want hulle kinders was vermoor. 2-jarige kinders was vermoor in Egipte. Hulle het gesit met haat, hulle was geslaan met swepe, want hulle was net goed om bakstene te maak in Egipte. Dis al waarvoor hulle goed was. Hulle het gesit met bitterheid, hulle was vasgevang in soveel eensaamheid en seer en hoe oor die 430 jaar in slawerny. Hulle was vasgevang in slawerny. En hulle was vasgevang in die donker tydperk in hulle lewe en ewe skielik stuur Abba Vader vir Moses en hy bring sy teenwoordigheid, Vader se teenwoordigheid hulle gesien. 'n vuurkolom in die nag en 'n wolkkolom en ewe skielik is daar lig uit die duisternis in die lig. Maar soos wat hulle in die lig ingekom het, is daar klomp duisternis wat in hulle harte is, waarmee gedeel moes word in die woestyn. Dit wil ons nie hoor nie. Dit wil ons nie hoor nie. So ek weet daar's dalk van julle wat nou gaan te besig raak, want jy wil nie hoor dat in die woestyn is Abba dalk besig om vir jou te sê in die woestyn, my kind, daar's dinge van Egipte wat nog in jou hart is. Jy sien, die wildernis is ongerep. Die wildernis is droog. Die wildernis is gevaarlik. Dis 'n plek waar jy gou uitvind dat die elemente van die natuur selfs teen jou draai. Bietjie te veel son, jou voete, die woestyn is 'n moeilike plek. Hierdie droogte getuisterde gebied het egter ook 'n geestelike ekwivalent. En dit is wat ons baie keer mis, want ons het hierdie oogklappe op, ons kyk net vas in die fisiese. Ek het nie die werk nie, maar ek sien raak wat Papa God vir my sê nie. Ek sien nie raak wat hy vir my wys, maar hier is hierdie duisternis. Hy roep my uit hierdie duisternis in sy lig en ek sien dit nie raak nie, want al wat ek wil hê is net om uit hierdie situasie uit te kom. Jy sien daardie plek waar ek en jy onsself
soms bevind wanneer ons voel ons is so ver van Abba Vader af. So kom Abba Vader ons roep in die woestyn in. Hoor gou, die rootwoord van midbar is die woordjie dabar, wat beteken praat of woord of woorde. In Genesis 15 vers 1 word debar of woord ook gebruik, en hier sien ons die Hebreëse prentjie van debar beteken die deur na die seun. Ja, is ek in 'n woestyn om by 'n deur te kom na die seun? Hy is die deur. En wat is op die deurkosyne gesit? Nou, amper 2000 jaar terug, 3500 jaar terug, 2000 jaar terug was die bloed aan die houtkruis op dieselfde plek as die houtdeur, bo en langs die kante, dieselfde plek en onder is die bloed, selfde plek, die deur. Is ons dalk nou in 'n tydperk waar debar beteken die deur na die seun? Ja. Met ander woorde, wanneer jy die woord van Abba Vader oopmaak, kry jy toegang tot Yeshua. En dis hierso waar hy jou leer. Dis hierso waar hy jou leer. Maar om by daai plekkie toe kom om die woord oop te slaan, moet jy in 'n plekkie kom van afsondering. Jy moet so 'n bietjie jou foon afsit. Jy moet so 'n bietjie gaan daar waar jy nie grasnyer hoor nie, daar waar jy nie die kinders hoor nie. Jy moet so 'n bietjie gaan en met daar waar toe Abba jou na toe roep. Woestyn tydperk, woestyn debar, beteken hierdie prentjie in Hebreë van 'n plek van openbaring. Maar Vader, vat ons soms in 'n plekkie van 'n woestyn tydperk, laat die oogsklik af. Die verlatenheid en leegheid van die woestyn reflekteer die effek van sonde op ons siele. Daardie donkernis, daardie duisternis van Egipte. Die woestyn reflekteer die effek van sonde op ons siele. 'n Geestelike droogheid en verlatenheid met geen vrug nie. Hoor jy stap in die pad en jy verklaar jy's 'n kind en jy glo in Yeshua, but where's the fruit? Waar's die vrug? Jy sien, elke mens bevind hom of haar een of ander tyd in 'n woestyn. En hoor gou, die doel van die woestyn is om elkeen van ons die geleentheid te gee om vertroue in Abba Vader te ontwikkel. Om net totaal na hom te surrender en te sê, Abba, ek gee al my begeertes op. I surrender it all. Ek gee dit op. Want daar is iets anders vir die woestyn ons leer. Want dalk is dit vir jou so moeilik en hierdie boodskap slaan vir jou dalk nou baie hard, want jy voel stikkend en seer, want jy's in die woestyn. En jy voel maar, wat Abba dan nou nog hê? Ja, wat Abba dan nou nog hê? Want ek het nie huwelik nie, ek is gediagnoseer met hierdie siektes, ek het dood ek staan by graf. In die woestyn word jou eie selfvertroue afgebreek. Die eie ek word afgebreek in die woestyn. En dis hier waar jy jouself bevind op 'n plek waar jy uitroep na Abba. Uitroep na Abba. Jy sien, Abba Vader het die kinders van Israel verlos uit Egipte. Hy het hulle geneem die woestyn in om met hulle van aangesig tot aangesig te praat. Die woestyn tydperk demonstreer vir ons dat die lewe uit keuses bestaan. Dat die lewe, ek en jy het keuses op 'n daaglikse basis, amper per minuut op die minuut, het ek en jy keuses die heeltyd. Ons het die heeltyd keuses. En die woestyn tydperk demonstreer vir ons dat ons het die heeltyd keuses. Ons het die heeltyd keuses. So hoor gou, in die woestyn leer ons die volgende basiese waarhede. Jotywawai se wil is deursigtig en duidelik uiteengesit. In die woestyn leer ons. Maar Vader se wil is deursigtig en duidelik uiteengesit vir elkeen van ons. In die woestyn leer ons sy woord is die waarheid. In die woestyn leer ons sy weë
is perfek. Al laat mense jou wonder en twyfel, sy weë is perfek. Hoekom was Yeshua 40 dae en 40 nagte dan in die woestyn as hy geen sonde gehad het nie? En as hy net in die wil was van Abba Vader, hoekom was hy dan in die woestyn? Want sien, nadat Yeshua gedoop is deur Johannes die Doper, in Lukas 4 vers 1 tot 2 staan, en Yeshua het vol van die Heilige Gees teruggekeer na Jordaan af en is deur die Gees in die woestyn gelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is, en hy het niks geëet in die dae nie, en toe hulle verby was, het hy naderhand honger geword. Kan ek jou gevra, hoekom het Yeshua, deur wie is Yeshua gelei in die woestyn in? Maar die woord sê vir ons, Lukas 4, deur wie was Yeshua gelei die woestyn in? Hy was deur Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, in die Bamidbar, in die woestyn ingelei. En net so het Abba Vader die kinders van Israel uit Egipte waartoe gelei? Na die beloofde land toe, want hulle kon 11 dae daar gekom het. Waartoe het hy hulle gelei? Die woestyn in. Die woestyn in. In die woestyn, hoor wat sê Abba Vader vir Moses. Toe Moses gegaan het as hierdie verlosser, hoor wat sê Moses vir Farao, wat moet hy vir Farao sê, waartoe gaan hy die kinders van Israel lei? In die woestyn, hoor wat sê Abba Vader vir Moses om vir Farao te gaan sê, in Eksodus 7 vers 16, Jotwaweh, die God van die Hebreërs, het my na u toe gestuur met die boodskap, laat my volk trek, dat hulle my kan dien in die woestyn. Maar kyk, u het tot nou toe nie geluister nie. Abba Vader sê ook vir Moses om vir Farao te sê in Eksodus 4 vers 21 tot 23 en Jotwaweh sê vir Moses, nou dat jy wegtrek na Egipte, om na Egipte terug te gaan, kyk dat jy al die wonders vir Farao doen, wat ek jou die mag gestel het, of vir jou die mag gegee het, maar ek sal sy hart verhard, sodat hy my volk nie sal laat trek nie. Dan moet jy vir Farao sê, so spreek Jotwaweh, my eersgebore seun is Israel. Daarom beveel ek jou, laat my seun trek, dat hy my kan dien. Moenie Vrydag aand se Pesach mis nie. En onthou hierdie, wat sê Abba, laat my eersgeborene seun Israel, ek beveel jou, laat my seun trek, dat hy my kan dien, maar jy het geweier om hom te laat trek. Kyk, ek sal jou eersgeborene seun laat sterwe. Pesach. Is dit toevallig dat ons nou Johannes die Doper in die woestyn leer net voor Pesach? Maar Vader het Yeshua die woestyn ingelei deur sy Gees, en so het Abba Vader Israel, Abba Vader se eersgeborene seun is Israel, gelei die woestyn in. Onthou, Abba Vader wou nie gehad het dat sy kinders moes 40 jaar in die woestyn bly nie. Nee, Deuteronomium 1 vers 2 sê 11 dae is die pad van berg Horeb af na die gebergte Seor wat by die Kades Barnea is. Hoeveel dae? 11 dae. Dit was net 11 dae reis, maar Abba Vader se kinders, Israel, het 40 jaar gevat om daar te kom. Hoekom? Hoekom het Abba Vader die volk, sy kinders, kom ons vra eerder daai vraag, hoekom het Abba Vader sy volk, sy kinders, as hy God is van liefde, hoekom het hy sy kinders die woestyn ingelei, hoekom lei hy, hoekom is ek in 'n woestyn? En die antwoord gaan my in jou hare wegblaas, want hoor wat sê Abba Vader, en is sy woord wat het sê in Deuteronomium 8 vers 16, in die New King James Version sê hy, it is me, Jotwaweh, who fed you in the wilderness with manna, which your fathers did not know, that he might humble you, and that he might test you, to do you good in the end. Deuteronomium 8 vers 16. Met ander woorde, om my en jou te verootmoedig, om ons te beproef, om uiteindelik aan ons goed te doen. Hoor gou, hierdie is een ding wat jy kan weet van Abba Vader. Die woestyn is daar vir jou goed. Dis goed vir jou. Dis tot jou voordeel.
En dalk voel jy nie vandag so nie. Maar Vader sê in Jesaja 66 vers 9, ook in die New King James Version, Shall I bring to the time of birth and not cause delivery? Kan ek dit herhaal? Shall I bring to the time of birth and not cause delivery? Met ander woorde, Abba Vader sê, hy sal nie pyn in jou lewe veroorsaak as daar nie iets niets is wat hy vir jou het nie. Kan ek dit herhaal? Abba Vader sal nie pyn in jou lewe veroorsaak as daar nie iets niets is wat hy vir jou het nie. Prediker 11 vers 5 sê, soos jy nie weet wat die weg van die wind is of hoe die gebeente in die skoot van 'n swangere is nie, net so weet jy nie die werk van Jotawaweh wat alles doen nie. Jy verstaan nie, want jy het oogklappe aan en die vyand maak my en jou, hy keer ons om nie raak te sien dit wat Abba Vader agter die skerms doen nie. Maar dan gaan Paulus en hy sê in Romeine 8 vers 28, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Jy sien, Abba Vader versoek ons nie, die vyand versoek ons. En Abba Vader se karaktereienskap is nie hoogmoed nie. Hy wil hê ons moet daardie hoogmoed en daardie duisternis en daardie bitterheid en daardie goed van Egipte, daardie haat en daardie slegte vrugte moet ons neerlê wat nie van hom af is nie. Maar vir my en jou om die vyand te staan, leer Yeshua ons moet ons opstaan in die gees. Nou die waarheid en die kennis van die woord is die fondamente wat ek en jy nodig het om op te staan in die gees, om te kan staan steadfast in die woestyntydperk. So hoor gou die rootwoord van Bamidbar het ek gesê is debar, en debar beteken die woord is debar, en debar beteken woord, en die prentjie van debar het ons gesê is die deur na die seun, né? So Yeshua is die woord wat lewend en onder ons kom woon het in Johannes 1 vers 1, Johannes 1 vers 14. Yeshua is die woord wat lewend geword het en hy het onder ons kom woon. So jy sien, elkeen van ons weet waar daai een plekkie is waar die vyand ons vashou en waar ons stoei, ons weet dit. En Yeshua is die woord, so jy weet, die vyand val jou aan in hierdie situasie en hy versoek jou met hierdie situasie in die woestyn en hierdie versoekings is net so erg en jy begin by daardie plekkie en by daardie plekkie waar jy weet waar die vyand jou aanval, gaan soek jy Abba Vader se beloftes oor hierdie aspek van jou lewe, want dis daar waar ek die swaard kan trek. Gaan kry in Abba Vader se woord, dit wat Abba Vader jou beloof en hy jou vry maak daaroor, dan kan jy staan in sy waarheid, want Yeshua is die waarheid, dis die waarheid wat ons moet soek in hierdie woestyn. Maar jy sien, as ons kyk na die woestyn tydperk waardeur ons gaan, kyk ons baie keer net vas in ons finansiële moeilike tydperk. En as jy vandag in 'n finansiële moeilike tydperk is, gaan sonder jouself af in die woestyn en sê, Abba, praat met my oor hierdie finansies. Wat doen ek dalk volgens Egipte? Wat doen ek verkeerd? Of Abba, in my huwelik, Abba, is ek besig om my spouse, die huweliksmaat wat hy vir my gee, lief te hê soos wat Yeshua die kerk lief het? Of gaan dit oor my eie wil? Hier wil ek. Dalk gaan jy deur 'n moeilike tyd in verhoudings of selfs gesondheid gaan soek in hierdie tydjie, gaan maak 'n plekkie in afsondering, want Abba Vader roep jou in hierdie woestyn, want hy wil sy beloftes opnuut op jou hart skryf, want die woestyn is nie net 'n plek, Abba Vader is besig agter die skerms om dinge vir jou ten goeie uit te werk. Moenie moed verloor in die woestyn nie. Nee, gaan soek Vader se woord, sy beloftes. Maar Abba Vader se woord leer ons 'n woestyntydperk, hoor gou, is nie altyd gelykstaande aan 'n krisis nie. Ons dink so. Ons dink wanneer ek deur moeilike tye gaan of 'n krisis gaan, ek's in 'n woestyntydperk. Wat het ek nou weer verkeerd gedoen? Of wat moet ek nou leer? Wat wil jy vir my wys? Hoor gou mooi. 'n Woestyntydperk is nie gelykstaande aan 'n krisis nie. Dit is nie noodwendig altyd. Ek wat deur 'n moeilike tyd gaan nie.
Miskien is daar ietsie meer. Jy sien, Midbar se een betekenis is verlatenheid. Dis eensaamheid, 'n eensame plek, 'n plek van afsondering, 'n plek van swaar kry. Ja, en dit het ek gisterand gesien met Solo wat hy was. Daar's mense wat reg deur 'n moeilike tydperk gaan. Abba Vader roep my en jou na 'n plekkie van afsondering waar ons sy swaard, Yeshua, die seun by die deur, die seun wat in die deur staan, op hierdie Pesach nooi hy ons om af te sonder, om tyd te spandeer in sy woord. Ons ken nie die plek van finansiële moeilike tyd, ons ken nie die plek van toetsing, ons ken nie die plek van versoeking. Dis hierso waar ons geestelik oorlog voer vir 'n deurbraak. Ons ken almal hierdie plek, want ons almal was al daar. Dis 'n plek van geestelike oorlogvoering vir 'n deurbraak. En die woestyn is 'n plek waar jou vrug getoets word. Dis waar ek gedruk word, gepars word, soos 'n olyf gepars word, en dit voel ek kan net nie meer. Dis soos wat Yeshua gepars is in die olyfboord, Getsemane, waar hy gepars is en al die vrees op hom gevat het, my en jou vrees, alles op hom gevat het, waar hy gepars is, dat sy sweet verander het in bloeddruppels. Miskien is jy daar vandag. Ons koning het medelee met jou, want hy weet wanneer jy so gepars word, hy weet, jy kan sy genade troon nader, maar los eers die dinge van die wêreld. Enter him alone. Jy sien, is hier waar jy voel, jy kan nie meer hierdie versoekings weerstaan nie. Ons ken daardie woestyntydperk. Maar woestyn is ook die Hebreë woordjie Midbar, en Midbar het 'n tweede betekenis. Hoor gou, Midbar beteken ook, sy roetwoord, debar, wat beteken om te praat, om te verklaar. Hoor gou. Om na 'n plek toe te gaan, om 'n stem vir hom te word. Midbar. Dis in die woestyn waar Johannes die Doper die stem van Yotevaweh geword het, die voorloper van Yeshua. Soos ons kyk na hierdie roetwoord van Midbar, is die verdere betekenis, dis 'n plek om jou te onderwerp. Dis 'n plek van sielsgemeenskap. Communion. Hierdie plek van fellowship. Saam my koning. So die woestyn is 'n plek van verklaring. Dis 'n plek van communion, dis 'n plek van fellowship saam met Abba Vader. Die woestyn is 'n plek waar Yeshua sy bruid na toe roep om by hom te wees. Dis 'n plek waartoe ons bruidegom ons roep om ons te was met die waterbad van sy woord. Yeshua roep ons om onsself voor te berei. Prepare the way of the bride. Prepare the way, in Hebreëus is die woordjie solo. Solo was gisterand hier by ons. Die band Solo was gisterand op Houtkruis se voorstoep hier op hierdie verhoog. Van alle plekke in die wêreld, waar hulle kon gaan worship het, van al die kerke in Pretoria, waar hulle kon gaan worship het, was hulle hier, by Houtkruis, terwyl ons, Johannes die Doper, besig is om te bestudeer. Hulle was hier by Houtkruis, waar ons vanoggend in ons evangeliereeks kyk na Johannes die Doper. Hoor gou, weet jy waar bly Solo, die band, die Israel band wat gisterand hier was, wat geworship het? In die woestyn, waar Johannes die Doper gebly het. Daar waar Johannes die Doper vir Yeshua gedoop het, gisterand met Rebecca gepraat, maybe 10 minutes drive. Die band se naam is Solo, wat beteken preparing the way. Niks in Abba Vader se woord is toevallig nie. Abba Vader het vir ons as Houtkruis 'n baie duidelike boodskap, maar die oogskille moet afval. We need to go to a place waar ons in afsondering is, waar die oogskille afval, dat ons kan hoor wat Abba Vader vir ons sê. Ons het nodig om in afsondering te kom, om te hoor wat wil Abba Vader vir ons sê. Hoekom gebeur hierdie? Hoekom stuur hy terwyl ons Johannes die Doper net voor Pesach
stuur hy vir ons Saulo hier na Houtkruis toe om te kom bedien, Suid-Afrika toe om te kom bedien. Saulo, preparing the way. Jy sien die woestyntydperk is 'n plek waar jy in Yeshua ons roep. Dis meetbaar. Dis 'n plek hier waartoe Abba ons roep. Het ons die boodskap gekry? Het ons die boodskap gekry vanuit Israel? Het Abba Vader, waar Johannes die Doper, the voice in the desert was, stuur hy Saulo, preparing the way, na ons toe? Het ons die boodskap gekry? Yeshua roep ons. We need to prepare. We need to prepare. Hy roep ons waar ons in afsondering sal kom, waar hy ons sal was. Hy sal ons was met die waterbad van sy woord. Net vir die wat sê, ja, dis nou heel toevallig. Daar is nie so Hebreë woord nie. Daar is nie so woord soos toevallig nie. Toevallig is toeval God se lig, want weet jy wat is hierdie week se parasha se naam? Vayikra. Hy het geroep. Hy het geroep. The message is clear. Is duidelik. As die oogskale afval, Abba roep ons. Are you prepared? Want hy roep ons waantoe? Sy bestemde tyd. Sy bestemde tyd, are you prepared? Is jy reg? Is jy reg om, wat sê meetbaar? A place of communion. Is dit nie wat Yeshua gedoen het? Is dit nie waartoe hy sy disippels geroep het? Hoekom roep ons bruidegom ons? Om alleen by hom te wees. Waar hy ons sal was met die waterbad van sy woord. But we need to leave Egypt. Ons het die fone, ons het die werk, ons het die dinge nodig wat ons so besig hou. Hy wil saam met ons communion. Hy wil die brood kom breek. Is jy te besig Vrydag aand om saam as 'n geestelike familie saam te kom, die brood te breek, saam met ons koning? Ek wil nie eens praat van hoe die vyand jou verlei om ander kalenders te volg nie. Hy wil ons communion. Hy wil saam met ons communion. Hy wil hierdie fellowship hê saam met 'n liggaam. Hy roep ons saam. Wat het Yeshua 2000 jaar, amper 2000 jaar gelede gedoen op hierdie selfde aand wat Vrydag aand is, die 13de wat Vrydag aand begin die 14de Aviv. Wat het hy daai aand, daai 13de gedoen? Daai 13de toe dit oorskakel na die 14de toe. Daardie aand, wat het Yeshua gedoen? Hy het sy disippels, vir die wie hy lief is, het hy geroep en gesê, kom, I want to serve you. Ek wil julle voete was. Ek wil julle voete was. Hy het saam met hulle communion, hy het saam met hulle gefellowship. 5 hoofstukke. 5 hoofstukke van die disipel wat sy kop op Yeshua se bors gesit het. Die een wat sê, ek is die een vir wie Yeshua lief het. 5 hoofstukke skryf Johannes wat daardie aand gebeur het. Maar Vader het die kinders van Israel gelei Egipte toe. Uit Egipte uit, waantoe? Na berg Sinai toe in die woestyn, dis die plek waar hy vir sy bruid gevra het. Sal jy met my trou? Wat het Yeshua gedoen toe hy die beker vir sy disippels hou? Hierdie is my bloed. Hierdie is die nuwe covenant. As jy dit drink, jy aanvaar die woord, want dit is wat verloving beteken in Hebreë. Jy aanvaar my woord, my huwelikskontrak. Jy aanvaar die prys wat ek gaan betaal. En jy neem die beker. Dan sê jy, ja, ek sal met u trou. Maar Vader, vat hulle uit Egipte uit. Woestyn toe, 'n plekkie van afsondering.
Hy vat hulle na 'n plekkie van afsondering, om vir hulle te sê, maar kom hier so, sal jy weer, want my seun is op pad, sal jy bevestig, want die huwelikseremonie is, maybe is dit die laaste Pesach, ons weet nie, niemand weet die dag nie hier nie, maybe is dit die laaste geleentheid Pesach, wat ons het saam met, sonder Yeshua, hy is hier met ons, maar hy is besig om ons plek voor te berei, maar maybe by die volgende Pesach is ons by hom, want dit is 'n ewige instelling, net vir die wat verkondig dat die fees is nie meer geldig nie, dit is 'n ewige instelling, ons gaan vir ewig saam met ons Messias doen. Yeshua roep ons na 'n plek toe waar ons sê, ja, ek wil die bruid wees. Ek wil 'n bruid wees. Yes, I do. I really want to be your bride. Ek wil nie 'n Judas wees nie. Miskien is jy vasgevang in 'n Judas gesentreerdheid, vasgevang in Egipte. Ek en jy het 'n geleentheid. Hoor wat sê Jeremia? In Jeremia 2 vers 2, en die woord van Jotewawwe het tot my gekom en gesê, gaan en roep uit voor die ore van Jerusalem en sê, so spreek Jotewawwe, ek onthou die geneentheid van jou jeug, die liefde van jou bruidstyd, toe jy agter my aangeloop het in die woestyn in die onbesaaide land in. So miskien gaan jy deur 'n moeilike tydperk, 'n tydperk van woestyn. Maar hoor gaga, die woestyn tydperk is 'n plekkie waartoe Abba Vader my en jou ook roep. En waar hy vir my en jou sê, kom saam met my. Come away with me. Kom saam met my, kom weg saam met my. Kom saam met my waar ek aan jou sal verloof. Waar jy en my sal verloof raak, waar jy sal ja sê. Waar ons hierdie communion sal hê en waar ons saam hierdie verbond sal sluit. Is dit hoekom almal uit Jerusalem uit is? Almal uit hulle godsdienstige pligte, uit hulle besige skedule uit woestyn toe? Na Johannes die Doper. 'n plek waar hulle nie afgelei of versoek kan word van hierdie dinge van hierdie wêreld nie. Is dit nie die boodskap wat Abba Vader vir ons het? Dat hy selfs van die plek waar Johannes die Doper stuur hy 'n worship band op ons voorstoep. I need my bride to come aside. Come away with me. Kom weg van hierdie besige wêreld. Waar ons kan was en waar ons opnuut weer van kan sê, ek wil die bruid wees. En dit is 'n oorgawe met alles in my. 'n plek waar jou aandag nie afgetrek kan word nie. Dis 'n plek waartoe Yeshua ons roep. Waar ons mooi kan hoor wat hy vir ons sê. Sy feesseisoen Pesach. Waar ons saam met hom communion, waar ons saam met hom brood breek, waar ons soos hy mekaar se voete was. 'n plek van afsondering, 'n plek waar jou aandag nie afgelei gaan word nie, 'n plek waar jy jou wil was, self was. Is dit wat Yeshua gedoen het? Hy het sy disippels gewas, sy voete. En as jy, Yeshua sê in Matteus 25, as jy vir jou broer brood vat, as jy vir hom water vat, as jy vir hom kos, as jy vir hom 'n warm ding vat, as dit koud is, dit wat jy vir hom doen, doen jy vir my. As jy jou broer se voete was, as iemand jou voete kom was, is dit Yeshua wat daai persoon gestuur het. Maar Vader roep ons na 'n plek van afsondering. 'n plek waar jy jou beste offer kan bring. Waar jy kraai roep ons. Dis nie moet nie. Jy hoef nie, as jy wil besig bly. Jy's welkom. As jy wil doof wees, gaan aan. Abba verplig niemand nie. Hy roep regtig die wat hartsbegeerte het. To spend time at his feet. Hy roep ons. Daar waar jy seer het, daar waar jy stikkend is, hy is die healer. En dit wat hy vir jou het is baie groot. Is baie groot, maar as jy al die dinge net afsit, die TV, die foon, al die dinge wat jou so besig hou.
Hoor gou. Toe die kinders van Israel vir 40 jaar in die woestyn was, wat het gemaak dat hulle swaar kry? Wat het gemaak in die woestyn dat hulle swaar kry? Hulle ongehoorsaamheid. Hulle ongehoorsaamheid. Omdat die woestyn was die plek waartoe Abba Vader die kinders van Israel geroep het om met hom te trou. Maar as jy in rebellie opstaan en in ongehoorsaamheid, dis daar waar die woestyn baie swaar word. Midbar, die woestyn is 'n plek waartoe Yeshua ons roep om te surrender. Om alles oor te gee. En dit is die gedeelte wat ons bestudeer voor Pesach, Vayikra. 5 offers, Levitikus 1 tot Levitikus 5. Is om, as jy wil, net jouself te gaan gee vir Abba, om eerste te plaas vir seek the kingdom of God. Om jouself oor te gee. Dis 'n plek waar ek oorgee vir die liefde van Yeshua. Om oor my te vloei, om sy gesed liefde te ontvang. Saulo het gisterand gepraat van, Shiloh het gisterand gepraat van sy dogtertjie wat sy naam Geset is. Is dit toevallig? Of is dit Abba wat vir ons 'n boodskap gee? Hy wil sy Geset liefde so oor ons kom bestel. Sal ons die deur toe trek, so ons stil raak, afsondering kom en hom dien waarlik met opregte hart. Dis in die woestyn waar jy so na Abba Vader smag, jy pursue met alles in jou naam. Dat niks belangriker is nie, as om sy aangesig te soek nie. Jy sien, my en jou oorwinning is in die woestyn waar ons Abba Vader sy aangesig soek. Dis waar ons roep en dis waar ons oorwinning kry. Met alles in ons, wat ons sy aangesig soek met alles in ons, en toelaat dat hy ons kom was met sy woord. So kom ons vat dit net gou saam. Hoor gou wat sê Lukas vir ons van Johannes die Doper in Lukas 1 vers 80. En die kindjie, hy praat van Johannes die Doper. Johannes het gegroei en sterk geword in die gees, en hy was in die woestyn tot op die dag van sy vertoning van Israel. Johannes was van 'n kindjie totdat hy groot was. En ons weet hy was 6 maande ouer as Yeshua. Met ander woorde, van 'n kindjie tot 30 was hy in die woestyn. Vir 6 maande se bediening. 6 maande. Johannes was 30 jaar in die woestyn vir 6 maande se bediening. Want die woord sê die dag van sy vertoning aan Israel. As die aankondiger vir die calling wat Abba Vader vir hom. 30 jaar vir 6 maande se vertoning. 30 jaar voorbereiding vir 6 maande se bediening. En hoor gou wat leer Abba Vader ons. Toe Abba Vader my en jou gevorm het, toe hy my en jou in die moederskoot gevorm het hy my en jou nie uitsluitlik gemaak vir die droom wat jy najaag met alles in jou nie. Hy het my en jou nie gemaak uitsluitlik vir die bediening of vir ministry. Waarvoor het hy my en jou uitsluitlik gevorm? Hy het my en jou uitsluitlik gevorm vir 'n ewigheidsintieme verhouding met hom. En Johannes die Doper het hierdie verstaan. As long as I can hear my Father's voice, I'm happy in the desert. Hy het ons uitsluitlik gevorm om 'n intieme verhouding met hom te hê. Ek weet jy jaag na om raak gesien te word in die kerk, of jy raak na, jy jaag om hierdie bediening wat Abba Vader vir jou het, maar Abba Vader is nie so erg op vanuit Egipte na die beloofde land, om jou by die beloofde land te bring nie. Hy's baie erg oor die journey saam met jou, tot by die beloofde land.
Elke oomblik, elke tree, saam met jou step, baie step. Sy verhouding met jou is vir hom prioriteit. Is dit vir jou? Hy het my in jou eerste gevorm om deel te wees van sy bruid. En dan in daardie plekkie van intimiteit, gebruik hy ons as 'n instrument. En dit is dan ons bediening. Maar my Vader roep my en jou, om net weer eens af te sonder en net ons harte vir hom te gee, oor te gee en te surrender. Maybe it's the last Pesach. Ons weet nie. Baie tekens soos my Yeshua Matteus 24 gee is daar. Ons sien dit, oorloë, alles is daar. Ons sien dit nie sterre, ons die aardbewings, dis al die tekens is daar. Wat as dit ons laaste geleentheid is om net te sê, wêreld, staan jy bietjie een kant, Egipte staan jy bietjie een kant. I'm going to serve my King. I'm going to fellowship with my King. Ek sit nou verlof in. Klaar, Egipte, I'm area. I'm going to serve with my King. Ek gaan tyd afstaan. Because he is my first priority. Want ek gee myself oor vir hom. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir die woord. Dankie vir die boodskap wat U vir ons duidelik uit die troonkamer gee, Vader, dat U selfs uit die woestyn uit, daar waar hierdie solo preparing the bride vandaan kom, daar waar Johannes die doper, die boodskapper, die verkondiger, die voorloper, het U vir ons kom vertel dat Yeshua hier is op pad, het U solo gestuur om vir ons te kom roep, ons het dalk ons laaste geleentheid om voor U net te kom surrender en onsself te gee, as, ja, I want to be your bride. Daarom wil ek net vir 'n oomblik vir jou vra, net daar waar jy is, net te verklaar, you can have it all. You can have my whole heart. U kan my alles. U kan my alles kry. Ek gee myself oor as lewende offer vir U. Abba, kom prepare hierdie hart. Jesus, have my heart, I know my you will, invite my us. soul. Jesus, have my hopes, my dreams, my world. With joy I lay it down. With joy I cast my Jesus, have it all, my will, my soul. Jesus, to you I bring my praise, my lips, my song. With your living sacrifice, with joy I cast my reborn. Your life is now my own. Your will is what I want. To you I bring my praise, my lips, my song. Jesus, have it all. Jesus, have it all. To you belongs the glory, your praise of all. Jesus, have it all. Jesus, have it all. Blessing and honor, majesty and all, to you Jesus have it all, the praise of all the world. Jesus, have your church, your Jesus, have your bride, joyful which you free, majesty, your light, radiant and white, washed and purified. Jesus, have us all. Jesus, have your